Lukas se weergawe van die bergrede, wat ons onder andere ook in Matteus 5 vind, is hierdie interessante kombinasie tussen goeie nuus en genade en hoop aan die een kant, en aan die ander kant swaalf hierdie waarskuwing of vermaaning of 'n tipe van 'n hy pas op hiervoor boodskap wat gelewer word. En tussen hierdie twee uiterstes is dit belangrik dat ons regtig erns hiermee maak. Nou om goeders net bietjie verder ingewikkeld te maak of interessant te maak. Terwyl Matteus in die derde persoon praat, gelukkig is hulle, verander Lukas dit en skryf hy dit neer in die tweede persoon. Gelukkig is julle en pas op julle wat dit en dit en dat. En hierdie skuif van derde persoon na tweede persoon, in my opinie, vra dat ons eintlik self meer persoonlik hierna moet luister. Jesus praat direk met die mense wat toe by hom was, maar Jesus praat ook direk met my en jou. En daarom is die vraag as ons nou die teks saam lees, hoe laat hierdie gedeelte jou voel? Laat dit jou gelukkig voel, hoopvol en seker? Of laat dit jou onseker en skuldig voel? Kom ons lees saam Lukas 6 vers 20 tot 36. Toe het Jesus sy oë op sy disippels gerig en gesê: Gelukkig is julle wat arm is, want die koninkryk van God behoort aan julle. Gelukkig is julle wat nou honger ly, want julle sal versadig word. Gelukkig is julle wat nou huil, want julle sal lag. Gelukkig is julle wanneer die mense julle haat en verstoot en uitskel en julle naam deur die modder sleep ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring op van vreugde, want kyk, julle beloning in die hemel is groot. Hulle voorvaders het immers die profete net so behandel. Maar wee julle wat ryk is, want julle het reeds julle troos weg. Wee julle wat nou versadig is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Wee julle wanneer al die mense net goed van julle praat, want hulle voorvaders het die valse profete net so behandel. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan diegene wat julle haat, seën die mense wat julle vervloek, bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokkleed vat, moet hom ook nie jou onderkleed weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand vat wat aan jou behoort, moet jy dit nie terugeis nie. Soos julle wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Kom ons laat somme aan die begin reeds die aap uit die mou. Dit gaan hierso oor die fokus van koninkrykskinders. Kies jy die pad van gemaksig en hepsig, dit wat vir jou gemaklik en gerieflik is? Of kies jy die road less traveled? Kies jy om vir jouself te leef, of ter wille van God se koninkryk vir ander mense te leef? Nou, gewoonlik as ons onsself verbeel, die keuse tussen die twee paaie, verbeel ons dit swaalf dikwels as die een pad met hierdie gruwelike dinge, moord en al daai klas van dinge, hierdie swaar sondes as jy wil, dis die een pad, en die ander pad is hierdie tipiese pad van 'n goeie mens. Nou dis 'n baie eenvoudige keuse dan, want dit is maklik om te kies tussen baie sleg en soort van goed. Maar dit is aansienlik moeiliker om te kies tussen 'n soort van goed en werklik goed. En daarom, wanneer ons besig raak met die fokus van koninkrykskinders, moet ons onsself ernstig afvra, is ek op 'n pad van soort van goed? Lewe ek soort van goed,
maar nog steeds hoofsaaklik eintlik maar selfgesentreerd rondom my eie belange en my eie gemak en dit wat vir my nie te veel van 'n opoffering is nie? Of leef ek werklik goed? Daarom wil ek hê as jy na jou eie lewe kyk, as jy eerlik en eg na jou eie lewe kyk, getuig jou lewe van 'n lewe waar jy werklik op pad is saam met Jesus? Of getuig jou lewe van 'n eie ekkigheid, 'n selfgesentreerdheid waar jy as dit ware Jesus net saam sleep? In jou lewe, is Jesus die enigste een wat 'n kruis dra, of dra jy ook jou eie kruis? Ons moet ernstig onsself afvra hierdie onderskeid tussen wat is soort van goed en wat is heeltemal goed. En daarom om bietjie dieper introspeksie te doen, kan ons 'n ou kerklike oefening, spiritualiteitsoefening of gebruik of ritme toepas. Die fancy woord daarvoor is memento mori, om na te dink oor jou eie dood, want of ons nou daarvan hou of nie, op een of ander stadium gaan ons almal doodgaan. En daarom, hier is nie 'n guilt trip of 'n manipulasie of iets van die aard nie. Dis 'n eenvoudige worstel of nadenke oor, as jy nou besef of erken, as jy die werklikheid erken, dat jy op 'n stadium gaan doodgaan. Van stof het ons gekom en as stof sal ons terugkeer. Hoe verander dit die goed waaraan jy waarde gee? Dink vir 'n oomblik oor jou eie lewe, as jy wil kan jy selfs die video pause. As ek oor my eie dood nadink en net vir 'n oomblik besef dat ek wel gaan doodgaan, wat is ewe skielik nie meer belangrik nie? Wat se goed dra ewe skielik meer gewig? Hoe verander dit jou perspektief? Hoe verander die nadenke oor jou eie dood dit wat vir jou waardevol is? Hierdie groter prentjie is geneig om ons perspektief bietjie te skuif. Nou na Jesus se saligsprekinge en waarskuwings, beweeg hy swaalf aan om te verduidelik wat gelowiges nou wel behoort te doen. Die wat na hom luister, wat hulle wel behoort te doen. En dan, kortom, is dit eintlik maar net hierdie kontras tussen, jy kan nie net lief wees vir die mense wat vir jou lief is nie, jy kan nie net goed doen vir die mense by wie jy ook baat vind nie, want anders is jy glad nie anders as die sondaars nie. Dit is nie genoeg om die status quo van soort van goed te handhaaf nie. En die oomblik as ek daaraan dink aan hierdie kontras tussen wat gelowiges behoort te wees, anders as die norm, of anders as dit wat die sondaars ook doen, dan kan ek nie anders as om aan Levitikus 20 vers 28 te dink nie, waar dit eintlik maar neerkom op ons moet heilig wees, soos wat God heilig is. Julle moet vir my heilig wees, want ek, die Here, is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om aan my te behoort. Ons is afgesonder vir die Here. Ons is geheilig vir die Here en daarom behoort ons anders te leef en anders te wees. Nou hierdie mondvol is nie net 'n klomp vermaanings en 'n klomp eise nie. Maar onder hierdie eise lê daar 'n ongelooflike stuk genade. 'n Stuk genade wat ons reeds tot 'n mate besef in hierdie Levitikus gedeelte van ons moet heilig wees soos wat God heilig is. Maar iets wat verder uitgebou word en uitgepak word en dalk meer tasbaar raak, juis in van hierdie laaste verse van Lukas 6. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Hierdie is nie een of ander doellose eis, om te kyk hoeveel ons onsself kan opoffer nie. Hierdie is nie eers een of ander checklist, om te kyk hoeveel van God se genade en guns ons kan wen nie. Hierdie is bloot die gevolg daarvan, om 'n barmhartige Vader te dien. As ons sê en erken dat ons vir God aanbid, en dat ons deel wil wees, of reeds deel is van God se koninkryk, dan vra dit van ons, dan verwag dit van ons, om volgens hierdie koninkryksmanier te leef. Nou, as God van die koninkryk 'n barmhartige Vader is, dan vra dit van ons barmhartigheid. As God van die koninkryk 'n selfopofferende God is, wat uit liefde homself gee,
dan vra dit van ons ook selfopofferende liefde. Ons, juis omdat ons reeds deel is van God se koninkryk, behoort hierdie barmhartigheid en selfopofferende liefde te leef. Nie omdat ons deel van God se koninkryk wil word nie. Nie omdat ons op een of ander manier ons toegang tot God se koninkryk probeer verdien of regverdig nie. Ons behoort barmhartig en liefdevol te leef, bloot omdat God die barmhartige Vader is. En deur die manier wat ons met liefde en barmhartigheid in die wêreld leef, nie op een of ander goedkoop manier wil ons eintlik nog steeds net ons eie belange dien, of nog steeds eintlik gemaksugtig en selfsugtig leef nie, maar werklik barmhartig en liefdevol leef. Daar waar ons dit doen, word God se koninkryk meer tasbaar. En daar waar ons dit doen, kan meer mense besef dat God wel die barmhartige Vader is. En in daai wete, in daai versekering, deur Jesus se radikale woorde, word ons nie net reggeruk nie, maar word ons ook herinner aan God se genade. God se genade wat alle verstand te bowe gaan, God se genade waarin ons rus kan vind, God se genade wat ons in staat stel en toerus om werklik barmhartig in hierdie wêreld te kan leef. Amen.